Nou, ons die volgende eenvoudige voorbeeld. Nee, baie belangrik, jy moet die faktore kan identifiseer. Nee, jy moet die faktore kan identifiseer van albei getalle hierso. En dan isoleer jy dit. Ja, basies jy gaan haal dit uit die uitdrukking uit. So hier as ek kan sien, die faktore van 14 en 12. Watter getal gaan in beide sonder dat daar res is? 3 gaan nie in 14 en jy raai nou. 14 en 12. 2. So wat ek nou dan doen basies, dit is gelyk aan 14x gedeeld deur 2 minus 12 gedeeld deur 2. En onthou, sodra jy die grootste gemene deler uithaal, wat jy doen, jy sit dit voor die hakie. Wat bly oor? 2 gaan homself in 1 keer en dan 14 in 7 keer. Wat bly ook daar so die veranderlike x. 2 gaan hier, en onthou, ons minus daar so, 2 gaan homself in en in 12 in 6. En daar is jy klaar. Nee? Die het nou in sy faktore gaan skryf. Die het nou gaan faktoriseer. Nee, dan vereenvoudig ons. Nee, ons het nou dit in sy faktore gaan skryf. Gaan kyk wat staan daar op die bord. Die verskil tussen vereenvoudig en faktorisering. Ons gaan aan. Nou, ek die volgende een ook hierso. Voorbeeld 1. Voorbeeld 2. Stilte. Ons het hierso 25x plus 10y minus 5. Nee. Stap 1. Jy gaan identifiseer 'n getal wat in elk van die terme in kan deel sonder dat daar 'n res oorbly. En dit is 5. So ek sal hierso hê is gelyk aan 25 gedeeld deur 5 plus 10y gedeeld deur 5 minus 5. Onthou, sodra jy jou grootste gemene deler geïdentifiseer het, jy sit dit voor die hakie. Jy sit dit voor die hakie. 5 gaan homself in 1 keer en dan 25 in 5 keer. Wat bly oor? 5x. 5 gaan homself in 1 keer en in 10 in 2y bly oor. En hierso het ons 5 gaan homself in 1 keer en dan 5 in 1 keer. Kan ons sien, daar is ons klaar. Nee? Daar is ons klaar. Laat gou kyk of wie nou nog enetjie is. Ons maak ook klaar hierso met die addisionele voorbeelde hierso. Voorbeeld 3. Nou, julle sal sien, dit bou op. Ons het nou gewerk met die koëffisiënte en konstantes, basis ons gewerk met getalle. En nou moet ons kan identifiseer wanneer die veranderlikes dieselfde is. Hoe kan ek die veranderlikes in sy faktore gaan skryf? Hoe kan ek die veranderlikes faktoriseer? So hierso het ek nou die volgende 2x. Ek het 2x plus 4xy. Nee? Ek het 2x plus 4xy. Nou, onthou wat ek net te veel genoem het. Ons moet dit kan raak sien, die veranderlikes en die grootste gemene deler. Nee? So hier kan ek nou sien, ek weet 2 gaan in beide in. 2 gaan in homself in en 2 gaan in 4 in. Maar ook
Jy moet jou veranderlikes gaan identifiseer. Nee, jy moet jou veranderlikes gaan identifiseer en hier kan ek sien x kom in beide twee terme voor. So nou kan ek 2x, ek gaan haal die hele 2x gaan haal ek uit, so dit is gelyk aan 2x gedeel deur 2x plus 4x y gedeel deur 2x. Wat bly oor? 2x gedeel deur 2x? Wat is 1. So weer eens onthou, sodra jy jou grootste gemene deler sowel as die veranderlikes geïdentifiseer het, waar staan dit? Dit staan voor die hakie, so ek sit daar so met 2x, wat bly oor? 1 plus 2x gaan homself in 1 keer en dan 4x y, hoeveel keer gaan hy daarin? 2 en wat bly oor die y? Nou, onthou wat ek vir julle gesê het, wanneer het kom by wiskunde, nee, veral in algebra. Dit is een van die magtigste stukkies gedeelte van wiskunde, waar jy nou gaan toets of jy korrek gewerk het. Nee, jy kan nou gaan toets of jy korrek gefaktoriseer het, want onthou wat gesê het, as ons kyk hier bo aan die begin. Nee, ons het nou 4x minus 12, ons het dit in sy faktore gaan skryf. Ons het dit in sy faktore gaan skryf. Nou wat, as ek nou wil gaan kyk of ek korrek gewerk het, hoe kan ek gaan kyk of ek korrek gewerk het? Jy gaan vereenvoudig maar net weet, dit wat jy gefaktoriseer het, want hier kan ek nou sien, 2 maal met 7x, wat gee dit vir my? 14x. 2 maal met minus 6, wat gee dit vir my? Dit gee vir my minus 12, kan ons sien daarso, ons is weer terug by wat ons mee begin het. Dieselfde hierso, 5 vermenigvuldig met 5x, wat moet dit vir my gee? 25x, 5 vermenigvuldig met 2y gee vir my? Dit gee vir my weer 10y, en dieselfde hier 5 vermenigvuldig met 1 gee vir my? 5. 5 vermenigvuldig met 1 gee vir my 5, maar moet nie vergeet van jou tekenaar. En dan dieselfde hieronder, weer eens, jy kan gaan toets of jy korrek gewerk het, so jy het die rede om daar te raai, en jy nou sien jy het verkeerd, jy kry nie meer dit wat jy saam mee begin het, en weet jy het iewers jy 'n fout gegaan. So hierso het ons nou 2x maal met 1 gee vir my 2x. Nee, 2x maal met 2y gee vir my 4xy. So wees versigtig, maar ook gaan toets. Gaan kyk of jy reg gewerk het. Nee, gaan kyk of jy reg gewerk het. Ons sal altyd vir jou iets soos dit gee. Gaan faktoriseer 'n 2 term, dan 'n 3 term, dan die verskil van kwadrante, en dan ook daar's nog 'n onderwerp wat ons gaan doen, en dit is waar ons vir jou 'n formule gee. Nee, ons gee jou 'n formule hoe om te faktoriseer sodat jy korrek dit doen.